Goeiemôre geliefdes, ons is vanoggend hier by Pretoria by mekaar. Ons is hier by mekaar op die 19de April 2026. My boodskap vanoggend is boervolk, verbondsvolk. Boervolk, verbondsvolk. En hoe is dit nie dat die voorafliedere wat ons gesing het, die lofprysingsliedere ook hierby aansluit nie? En wat vooraf behandel is, ook so goed aansluit by die verbondsvolk. Waarmee hou die verbondsvolk homself besig? Is ons nog deel van die verbondsvolk? Wil ons deel wees? Dit is die vraag, dis vraag wat by ons ontstaan. En wat is dit om deel van die verbond te wees? Moet ons goedjies aan ons dra, moet ons sekere goedjies op sekere maniere doen? Verbondsvolk kom uit die hart uit Vader Jahwe se hart uit. Ons moet sy teenwoordigheid dra as verbondsvolk. Dit is ons roeping. Niks anders. Ons moet sy teenwoordigheid dra. Hy gee vir ons baie opdragte en baie voorbeelde van hoe ons sy teenwoordigheid dra. So dan die tema is boervolk, verbondsvolk. En daarmee sê ek nie net dat net die boervolk daar net vir die boervolk redding is, nie glad nie. Ons is hier geplant as deel van die boervolk aan die suidpunt van Afrika, nêrens anders nie. En daarom sal ons hier onder die boervolk Vader sy heerlikheid en sy teenwoordigheid dra, sover as wat ons kan. My skrifgedeelte is uit 1 Petrus 2 vers 9 en 10. En ons moet dit weet, ons moet dit leef. Maar julle, Vader verwys na ons, sy uitverkorenes. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Is ons dit? Wil ons dit wees? Is ons regtig dit? Leef ons dit regtig? ‘n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van Vader Jahwe is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Die boervolk is 'n roeping. Sy roeping is nie om 'n politieke volk te wees nie, maar 'n profetiese volk. Weet ons wat dit is om 'n profetiese volk te wees? Profetiese volke sluit verdrae. 'n profetiese volk sluit nie verdrae met ander volke nie, maar 'n politiese volk, wie ons nie is nie, sluit verdrae en verbonde met ander volke en nasies. Hulle onderhandel vir mag en vir invloed. Dit is 'n politiese volk. Maar 'n profetiese volk luister, ons roep en ons leef volgens die stem van Vader Jahwe. Wanneer 'n volk hulle oorspronklike roeping verruil vir 'n ideologie, verloor hulle nie net koers nie, hulle verloor verbond en in die eerste plek daarna verloor hulle 'n identiteit en ook hulle geestelike gesag. Die feit dat menseregte met die post-apartheid geloofsbelijdenis van die 3 Afrikaanse susterkerke vooropgestel is, het die heilsboodskap tussen Vader Jahwe en die mens vervang met 'n versoeningsopdrag tussen dan wit en swart, of tussen Vader se volk en die ander nasies. So die geloofsbelijdenis, wat 'n sogenaamde menseregte belydenis is, het die heilsboodskap verander, vervang van Vader Jahwe. Met eerder 'n versoeningsopdrag
waarteen Vader sterk te velde trek, of teen is. Kyk maar wat gebeur vandag tydens geloftedag. Dit word vervang met 'n versoeningsdag, al hoe meer, al hoe erger. Ons lees in Deuteronomium 23 vers 2 natuurlik spesifiek, dat geen baster mag in sy vergadering kom nie, selfs tot nie in die 10de geslag nie. Maar kom ons kyk wat sê Deuteronomium 23 vers 6 vir ons. Jy mag sy, die ander nasies, jy mag sy vrede en sy geluk in ewigheid nooit soek nie. In ewigheid nooit soek nie. Maar wat doen ons? Oh, you're so precious, my darling. En dan gee ons hulle 'n drukkie. Besef jy, boervolk, dat hierdie menseregte godsdiens van die kerk nêrens van die swart man verwag om met die blanke te versoen nie? Of nog minder hoef hy belydenis te doen of vergifnis te vra vir al sy misdade, oortredinge en jarelange wrok teenoor die wit man. Die wit man het volgens die kerk, want sy is hierdie apartheid uit onkunde beoefen. Eers wat is dit uit kunde, uit Vader se woord uit, en ewe skielik word dit uit onkunde. En nou word die kundigheid die tweestryd. Ons is ongelukkig in die plek waarin ons leef en opgroei, is ons blootgestel aan die ander nasies. Ons mag vir hulle geen geluk of enige voordeel tot in ewigheid soek nie. Wat wetgewing egter ons dwing om te doen, is om respek te toon. Daar's 'n baie groot verskil om sy geluk te soek, as om net eenvoudige, konservatiewe respek te toon. Ek hoop almal is met my wat dit betref, konservatiewe respek. Nou, die boervolk, hulle moet hande vat met die ander nasies. Hulle moet vergewe. Hulle moet van hulle regte en hulle kultuur, ingeburgerde kultuur, wat van ons voorouers afkom, ons moet daarvan afstand doen. Ons moet selfs ons wapens inhandig. Ons moet ons grond verlaat. Ons moet ons werke bedank om vir die sogenaamde agtergeblewene en ongeskoelde plek te maak. Ons word deur die skrif gewaarsku dat ons deur ons sogenaamde vriende, die wat ons self ons vriende gekies het, geregeer sal word. Dit sien ons in Jeremia 13 vers 21. Vra Jeremia daar, wat sal jy sê wanneer hy, Vader Jahwe, as hoof oor jou aanstel, diegene wat jy self geleer het om jou vertroude vriende te wees? Sal wee jou nie aangryp soos van 'n barende vrou nie. Dis presies waar ons is. Die wee van 'n barende vrou gryp ons aan. Ons is in absolute benoudheid. Gaan kyk 'n bietjie na die korporatiewe wêreld vandag. In watter mate word die geskoolde verteenwoordig in die korporatiewe wêreld? Boervolk, ons vereer die skepsel bo die skepper. Ons het die waarheid van Vader Jahwe verruil vir die leuen. Menseregte is ook natuurlik sinoniem met die uitdrukking gebooie van mense. Dit is menslike instellings waarteen verskeie profete waarsku. Want ons lees in Matteus 15 vers 8,
hierdie volk nader my met hulle mond en hulle eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Kyk maar na die optrede van sekere van ons sogenaamde boervolk, wat sê hulle is volgelinge van Vader Jahwe. Hoe tree hulle op teen die ander nasies? Tree hulle op met respek? Of tree hulle op om daardie ter wille te wees? So, eer ek Vader net met die lippe, of is my hart by hom? Dra ek sy teenwoordigheid? Die Adamiet het geen regte teenoor Vader Jahwe nie, maar slegs voorregte en verpligtinge, aangesien hy die regte wat hy van haar vader ontvang het, die Adamiet, deur die sondeval ongedaan gemaak het. Vader Jahwe, ons losser, hy kom om hierdie gesonde verhouding tot die oorspronklike bedoeling te herstel. Die voorregte en pligte, soos deur Vader Jahwe vereis, is ook slegs volksgebonde. Geen ander volk of nasie het die voorregte en verpligtinge wat aan die Adamiet opgedra is nie. Die skrif sê tereg dat as jy boervolk, jou erfenis aan jou kinders wil nalaat, mag daar nooit versoening, vriendskapsbande, huwelike of verdra tussen die kinders van Vader Jahwe en die kinders van Satan plaasvind. Jy moet maar self besluit, wie is die kinders van Satan waarna hier verwys word? Dit is enige iemand wat nie 'n bloedgeslag of 'n uitverkore is van Vader Jahwe nie. Wat nie kom uit die 12 stamme van Jakob nie, wat nie 'n Jakobiet is nie. Dit gaan spesifiek nie hier oor kleur nie. Ja, want kleur is identifiseerbaar. Dit gaan oor die vrug wat gedra word. Dra daai persoon Vader sy heerlikheid, dra hy sy teenwoordigheid. Ons kan nie altyd besluit nie. Daarom moet ons 'n wag voor ons mond sit, sodat ons kan kyk, wat is die vrug wat die persoon dra? Hoe sal Vader my dan lei om met hierdie persoon om te gaan? Sien dieselfde in Esra 9 vers 12. Dis 'n kragtige opdrag hierdie, en ons sien dit vandag, dag na dag, dat dit teen Vader Jahwe se wil ingedoen word. Daar staan, gee dan nou julle dogters nie aan hulle seuns, en neem hulle dogters nie vir julle seuns nie, en soek tot in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie. Ons het dit dan nou net gelees in Deuteronomium 3 vers 6. 23 vers 6. Hoekom moet ons nie hulle vrede en geluk soek nie? Vra Esra in vers 9 vers 12. Hoekom moet ons hulle geluk nie soek tot in ewigheid, of hulle vrede nie? Hy sê, sodat julle kan sterk word en die goeie van die land geniet en dit aan julle kinders as besitting kan gee tot in ewigheid. Dis hoekom ons so sulke sterk beginselvaste uitverkore kinders van Vader moet wees. Want ons sal dit nie kan doen as ons die ander nasies se vrede en geluk soek nie. Is ons as boervolk sterk in hierdie goeie land? As jy nou mooi moet dink, is ons sterk in hierdie land? En kan ons die goeie van hierdie land geniet? As baie van ons wat nog nie by die bewustheid is, dat ons nie die ware geluk en goeie van hierdie land kan geniet nie, want dit gaan nog te goed. Wat kan ons van hierdie land aan ons kinders as besitting gee? Nou as jy dink dat die land waarin ons bly maar net 'n toevalligheid is, dan moet jy wese van jou 3 gaan wees.
Ons as boervolk is 'n planting aan die suidpunt van Afrika. Daar's baie redes wat ons kan aanvoer hoekom ons nie die goeie vrugte van hierdie land kan geniet nie. Baie redes. Maar ons moet weet dat ons 'n planting hier is. Maar hy eindig af in Sefanja 3 dat Vader die lot voor ons oë sal verander. Die lot van sy volk wat hy as planting hier gegee het. Daar's baie redes hoekom ons dit nie geniet nie. En hoekom dit nie is wat Vader in sy skrif vir ons neergelê het nie. Ons het die land nie met 'n banvloek getref nie, nee, want ons wou eers onderhandel hier aan die suidpunt van Afrika. 'n Paar geringe van ons het die mannemoed gehad en die oortuiging in hulle hart wat Vader Jahwe daar geplant het om noord te gaan. Die boervolk, die jongste dogter van Sion aan die suidpunt van Afrika, oorkant die riviere van Kus of dan Ethiopië, het nie geluister nie. Klaagliedere 1 vers 10, Klaagliedere 1 vers 10, ek gaan dit vir julle aanhaal. Die teenstander het sy hand uitgesteek na al haar. Die teenstander het sy hand uitgesteek na al haar, die boervolk. Kom ons maak dit spesifiek op ons van toepassing hier. Die teenstander het sy hand uitgesteek na al haar kosbaarhede. Ja, sy, die boervolk het gesien hoe dat heidene in haar heiligdom kom. Van wie u bevel gegee het dat hulle in u vergadering nie mag kom nie. Esegiel 44 vers 7 en 8. Nou hierdie is 'n hartrukkende skrifgedeelte. Ek gaan hom so bietjie aanpas om net vir jou te wys hoe kragtig Vader Jahwe se woord is. Omdat julle uitlanders ingebring het, onbesnedenis van hart en onbesnedenis van vlees om in my heiligdom te wees, om dit, my huis te ontheilig, toe julle my brood, vet en bloed gebring, en hulle my verbond verbreek het, by al julle gruwels. Dis wat daar staan. Kom ons lees hom net bietjie weer met 'n bietjie meer diepte. Omdat julle uitlanders, Mandela, Mbeki, Zuma, Tutu, ingebring het, onbesnedenis van hart en onbesnedenis van vlees, om in my heiligdom te wees, om dit my huis te ontheilig, toe julle my brood, vet en bloed gebring, en hulle my verbond verbreek het by al julle gruwels. Vers 8 van Esegiel 44. En julle het die diens van my heilige gawes nie waargeneem nie, maar het hulle aangestel om my diens in my heiligdom vir julle waar te neem. Kom ons lees hom weer. En julle het die diens van my heilige gawes nie waargeneem nie, maar het hulle, Tutu, Boesak, aangestel om my diens in my heiligdom vir julle waar te neem. Hoeveel nie Adamiete, Vader se uitverkorenes, staan vandag op die kansels en verkondig sy woord, terwyl Vader duidelik sê, hulle mag nie eers daar wees nie. Weet jy hoekom? Jesus het alles kom verander. Hy het tot varkvleis kom heilig. Dit gaan my verstand te bowe dat jy nie insig het hier om by daai begrip uit te kom nie. Ons hou Bybelstudies Woensdae, Saterdagoggende, Sondag, kom ons by mekaar, oggenddiens, middagdiens, aanddiens. Wat verander? Kom ons by die waarheid uit. Die boervolk loop agter die ideologie van die katholieke leringe aan
en verwerp Vader Jahwe se wette en verordeninge. Luister 'n bietjie na hierdie ene. Spreuke 28 vers 4. Spreuke 28 vers 4. Die wat die wet verlaat, hulle prys die goddelose. Maar die wat die wet onderhou, word vererg oor hulle. Word vererg oor hulle wat die wet verlaat, wat die goddelose prys. Besef ons uniekheid, besef ons eksklusiwiteit. Om te kan sê dat, Vader, ons is by u wet. En daarom is ons vererg oor die goddelose wat weggeloop het van die wet af. Die wet is nie die 10 gebooie alleen nie, die wet is al sy verordeninge en sy insettinge wat hy vir ons as Israeliete gegee het om na te kom. Wat hierdie skrifgedeelte eintlik sê is, die wat wegbeweeg het van die wet af. Nou as ek by 'n plek kom en ek sien daar word oorweldigend met toegeneentheid omgegaan met die wat nie Vader Jahwe se volk is nie, dan raak ek vererg in my binneste. My binneste gaan in ontroering en 'n beroering in. Want liberalisme is die ewel van die boervolk. Dus uiteindelik gaan die verergdheid nie oor die ander nasies nie. Dit gaan oor Vader se volk wat wegbeweeg het van die wet af. Vader Jahwe se wet, die 10 gebooie, is sy liefdesbrief in 'n verbondsooreenkoms met sy volk. Dit word nie vandag meer gehoorsaam nie. Dit word, in die meeste kerke word dit verag. Die gevolg daarvan is presies wat vandag gebeur. Die wat die wet verlaat, hulle prys die goddelose. Wie word vandag? Hulle prys die goddelose want ek het wegbeweeg van die wet af. Wie word vandag as idole of idols opgehef vir ons jong kinders wat in die skole moet groot word? Mandela, Siya Kolisi, en jy kan opnoem. My hart gaan in beroering vir die ouers wat dit toelaat. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Vader Jahwe het dit teen die ouers. En dit is wat ons uitdaging is van vandag. So, ons het die wet verlaat, ons prys die goddeloses. En die wat die wet onderhou word vererg oor hierdie goddeloses, oor hierdie goddelose handelinge, oor dit wat Vader Jahwe nie wil hê dat jy moet doen nie. Jesaja 1 vers 7. Julle land is 'n wildernis. Julle stede is met vuur verbrand. Vreemdes verteer julle landerye in julle teenwoordigheid. En dit is 'n wildernis soos by 'n omkering deur vreemdes. Maar nogtans word daar nie genoeg beeste geslag, skape geslag, fietsspeke in die beeste se pense gesteek, om die boere van die plase af te verdryf nie. Nogtans sal ek hom ter wille wees. Het jou verstand jou verlaat? Het jou hart weggedryf van Vader Jahwe af? Vers 23 van Jesaja 1. Jou vorste, die regering van die dag, is opstandelinge en metgeselle van diewe. Elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief
en jaag beloninge na. Daar word nou kommissies van ondersoek aangestel en menigtes word hopelik nou gaan aan die pen ry as gevolg van omkoopgeskenke, beloninge najaag. So, jou vorste, dis die regering van die dag. Hulle het beloninge en omkoopgeskenke lief. Die volgende gedeelte van hierdie vers 23 van Jesaja 1 sê, aan die wees doen hulle geen reg nie. Hulle het 'n vooropgestelde agenda. Hulle word aangesê om daarom 'n sogenaamde barmhartigheidsgevoel op televisie of waar hulle in die openbaar sou wees, te kan uitleef. Maar hulle harte is swart. En dan praat ek nie net van die ander nasies nie. Aan die wees doen hulle geen reg nie, en die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie. Hulle het geen agting vir die wees en die weduwee nie. Niks. Die boervolk is nie geroep om 'n party te wees nie, maar om 'n lig te wees in die duisternis oorkant die riviere van Kus. Nie om te veg vir 'n posisie nie, maar om luid te roep vir herstel. Wanneer ons luid roep vir herstel, is dit herstel van die hart van die boervolk. Dit moet in jou eie hart begin. Dan kan ons dit wat oorspoel, kan ons tussen ons naastes verdeel. Ons moet as 'n eenheid kan opereer. Soos Israel in die woestyn, is die pad nie om 'n koning te kies nie, maar om Vader Jahwe se stem op die pad te hoor en om in die woestyn te roep, maak die paaie van Vader Jahwe reguit. Dis wat ons moet roep. Wanneer ons naaste sien struikel, maak sy pad en ook daarmee Vader Jahwe se pad reguit, sodat ons saam in eenheid vorentoe kan beweeg. As dit nie doen nie, bly ons waar ons is of ons beweeg agtertoe. Die boervolk is geroep, en dit is deel van die verbondsooreenkoms. Die boervolk is geroep om die mantel van waarheid te dra. Wie is die mantel van waarheid? Vader Jahwe self, hy is waarheid. So, ons is geroep om te profeteer, te genees en te mobiliseer, maar nie om skeiding te bring nie. Wanneer 'n volk dieselfde geloof, kultuur, waardes en lewensbeskouings het en deel, vorm hulle 'n kollektiewe persoonlikheid wat 'n kragtige mag is in die hand van Vader Jahwe. As 'n volk 'n verbond dra, soos wat die boervolk dra sy as verbondspersoon ook dieselfde roeping. So, dieselfde Vader, dieselfde volk, dieselfde verbond, dieselfde roeping. Wat sluit hierdie roeping vir die boervolk in? So 'n paar gedagtetjies. Om getrou te bly aan Vader Jahwe. Om geregtigheid en waarheid te handhaaf. Om ligdraers te wees. Om kultuur en taal te bewaar as gawes van Vader Jahwe. Om geestelike erfenis aan hulle nageslag oor te dra. Om vrede en geregtigheid te soek in die land waar hulle woon. 'n Verbondspersoon leef nie vir homself nie. Hy of sy leef net vir Vader Jahwe. As ons hom ten doel stel en om hom sy teenwoordigheid te dra, dan kan ons as verbondsvolk vorentoe gaan. Want Spreuke 19 vers 21 sê vir ons die volgende: baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van Vader Jahwe, dit sal bestaan. Ons het baie plannetjies. Ons wik, maar Vader beskik.
Ons moet ons knie voor hom buig. In 'n tyd van onsekerheid waar ideologieë en instellings soos windvlae voor die veld verbyjaag, is daar 'n diep troos in hierdie skrifwoord. Die raad van Vader Jahwe, dit sal bestaan. Ons moet deel vorm, ons moet in Vader se raadsplan inbeweeg. In sy profetiese woord. Ons harte is vol planne, sommige edel, maar ander gevorm deur pyn, herinnering of hoop. Maar nie elke plan dra die seël van ewige betekenis nie. Vader Jahwe roep ons nie tot passiewe wag nie, maar tot gehoorsame onderskeiding. Hy vorm nie net ons toekoms nie, hy herroep ons terug na die oorsprong toe. Dis Vader se raadsplan, om Adam weer terug te kry in Eden. Want Adam lê in die sloot op hierdie stadium. Ons kan mekaar maar net bystaan en in Vader se plan beweeg, sodat ons almal uit die sloot uit kan kom. Laat ons dus met ons planne voor hom neerbuig, nie met vrees nie, maar met vertroue dat hy ons planne sal reguit maak, om te pas by sy groot plan, die planne wat in ons harte leef, vir ons kinders, ons gemeenskap, ons land, moet deur die vuur van sy raad gaan. Dit is sy roepstem, om vir ons die rigting aan te wys, met die vaste wete, dat hy alleen ons anker is. Sonder hom is ons niks. Ons word deur die wind heen en weer gewaai. En ek is op pad om af te sluit. Psalm 68 vers 27. Loof Vader Jahwe. Dis 'n roepstem tot die boervolk. Loof Vader Jahwe in die vergaderinge. Julle wat is uit die fontein van Israel. Julle wat is uit die fontein van. In hierdie vers roep die psalmis die volk op om Vader Jahwe te loof. Nie in stilte of alleen nie, maar in die vergadering saamgebind as 'n volk. Hierdie lofprysing is nie net 'n plig nie, maar dit is 'n erkenning van identiteit. Watter identiteit? Ons wat uit die fontein van Israel is. Dit is 'n herinnering dat ons nie net individue is nie, maar deel van 'n heilige stroom vanuit die fontein van verbondsbloed. Ons heilige fontein uit die stroom van verbondsbloed. Ons moet weet dat ons deel van Vader se verbond is, nie 'n blote toevalligheid nie. Wanneer ons hom loof, verbind ons onsself weer met daardie fontein. Ons herbevestig wie ons is, waar ons vandaan kom en waarvoor ons bestem is. Ons loof Vader Jahwe hiervoor saam met ander, as 'n eenheid, as 'n verbondsvolk. Jou lof het krag. Saam met die volk as gemeente word 'n rivier van aanbidding, wat die atmosfeer verander, wat die gang van sake verander. Onthou jou oorsprong. Jy is nie 'n toeval nie, jy is uit die fontein van Israel geroep, gekies en gevorm vir 'n spesifieke doel. Herstel jou identiteit deur lof. Nou lof, soos ek gesê het, gaan nie net alleen deur sang nie, maar dit gaan ook deur aanbidding, deur getuienis, deur erkenning van Vader Jahwe aan ander. Dit is hoe ons identiteit deur lof sal herstel, met hom as Vader. In 'n wêreld wat jou wil definieer deur prestasie of pyn, herinner lof jou aan jou ware wortels in Vader Jahwe se verbond. Mag jy as boervolker vandag leef soos iemand wat uit die fontein van Israel is, met lof op jou lippe en 'n ware identiteit in jou hart. Kom ons sluit die oë, ek gaan met ons afsluit net met 'n kort gebed. Vader Jahwe, wek in ons weer die vuur op van identiteit. Laat ons nie net weet wie ons is nie, maar dat ons sal leef soos die wie U sê ons is. Bring ons terug na die wortels van die verbond en leer ons weer om U stem bo alle ander te hoor. Halleluja en amen.